Loof die Here se naam. Is he worthy of it all? Praise the name of Jesus. Is dit hard? Bietjie hard. Is bietjie hard julle of nie? Is julle alright? Reg so. Okay, span baie dankie. Ek het dit geniet. Ek het lekker in die teenwoordigheid van die Here ingekom. Prys sy naam. Voordat ek gaan preek, het ek 'n paar sekonde klip wat ek wil hê u moet luister, want dis wat die woord vir u moet doen nou. U moet nie die woord wil verander en die woord moet u verander. Is dit reg so? So as u dit gaan weet vanmôre en dit gaan sê, Here, laat u woord my verander vanmôre. Ek wil nie u woord verander om my te pas nie. Luister gou hier en dan preek ek vir u. Is dit reg so? I was reading the word, but I wasn't really understanding the word the way I should have. And it's trial and error. I mean, when you're first doing your walk, it's really hard to just all of a sudden overnight become obedient. And so I was almost picking and choosing what I wanted to live by. Instead of letting the word change me, I was almost changing the word. I really made the decision to dedicate myself and my body to Him and say, you know what? It's not about what I want. It's not about what I think is right. It's about what the word says. When you really get an understanding of the word and you let it renew your mind, that's when the transformation happens. And you're going to be more into what pleases God and less what pleases you when you really understand the gospel and the word and the truth of what it says. Yeah. Wonderlik. Gee die Here 'n lofoffer. Ons wil sy woord aanvaar vanmôre in ons lewens. Prys sy wonderbare naam. Ek praat met u vanmôre in ritme met God se manier. In ritme met God se manier. Not my way, God's way. God se manier, die ritme om in God se teenwoordigheid in te beweeg, om sy manier in my lewe te begin toepas, want as ons sy ways doen, dan gaan ons geseënd wees. Kan u daarop getuig vanmôre? Prys die Here se naam. Nou goed, net 'n paar dinge om gou vir u te sê. Wat's die verskil tussen om my manier te doen of om God se manier? Kom ons luister net gou hier. Wat is die verskil tussen mense wat weet van die Heilige Gees en kinders van die Here wat 'n pad stap met die Heilige Gees? Hoor gou mooi, ek gaan vir jou 'n paar goed gee. Die verskil tussen 'n godsdiens wat jy beoefen of 'n verhouding wat jy uitleef. Vang jy dit? OK. Christelike lewe is nooit gemaak om in jou eie krag die lewe aan te pak nie. En die probleem is met die mensdom, ons wil in ons eie krag doen, en wanneer ons foute maak en goed, dan is ons vinnig om na die Here toe te hardloop. Is dit waar, broers en susters? Sê maar amen of eina. Jesus sê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle beter, dit is vir julle voordelig, het ek hom nie daar nie, nee. Maak nie saak nie. Dit is net 'n woord wat ek vir u wil gee. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. In die Engels sê, it is better. It is better, it is better, it is better that I go away and send the Holy Spirit. Why is it better? Hoekom is dit beter? Kan dit beter wees as iemand by jou is of as hy weg is van jou af? Miskien gaan die vrouens nou sê, nee, partykeer wil ek hê my man moet so 'n bietjie weg wees. Maar as Jesus hier was, hoe is dit beter dat hy kan wegwees? Want die groot probleem is, Jesus was in vlees hier, en hy kon net by een mens op 'n slag wees. Hy kon net vir jou bid. Nou wat nou vir my? Verstaan jy? Toe gaan Jesus weg na die hemel toe en hy sê, okay, maar nou stuur ek vir julle 'n ander gees wat by julle en in julle kan wees. Halleluja. Loof die wonderbare naam. So die Heilige Gees maak dit moontlik vir elke geredde mens op hierdie hele wêreld om dat hy in elkeen van ons op dieselfde oomblik kan wees. Hy's nou by miljoene ander mense terwyl hy hier by jou is. Sê dankie Here. Gryp hom so. Dankie Here dat U hier by my is nou, halleluja. Maar U is ook by Pastoor Edmund, halleluja.
Dis ook by Pastoor Sissel vanmôre. Loof die wonderbare naam. Welkom Pastoor Sissel. Ons mis jou so as jy nie hier is nie. Jy sal altyd deel van hierdie gemeente se begin wees. Die begin van hierdie gemeente. Prys sy wonderbare naam. Ons is lief vir jou. Halleluja. So Jesus gee vir ons die Heilige Gees. Nou 'n kind van God kan nie alles self doen nie. Jy gaan nie 'n suksesvolle Christen wees as jy nie laat die Heilige Gees vir jou dinge moontlik maak nie. Dis net die Heilige Gees wat vir jou dinge kan moontlik maak. Prys sy naam. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag, kom sê gou saam, ek is seker julle ken hom, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, sê die Here. Broers, hou maar op om jou eie krag te wil indrig, om jou ding gedoen te kry. Laat die Gees van die Here jou lei, prys sy naam. En dit gaan met jou baie beter gaan. Halleluja. Jy kan nie aanhou bou, hoor nou baie mooi. Jy kan nie aanhou bou aan iets wat net die Heilige Gees kan bou nie. Ek gaan vir jou 'n paar, jy gaan moet oplet vanmôre, né? Sê vir die een langs jou, let op in die klas vanmôre. Jy kan nie aan iets bou wat net die Heilige Gees bou nie. Hoor, baie van ons mense dink ons kan bou en dan wanneer ons klaar gebou het, moet die Heilige Gees kom seën. OK. Kan ons kom by 'n plek waar ons nie net vir God elke dag 'n lysie gee van hoe ons wil hê hy moet werk nie, maar in ritme wees met hoe hy werk. Dis my inleiding, is dit reg so? Hoe kom ek uit by hierdie dinge? Goed, watter dinge? Luister gou die dinge wat ek gesê het. Hoe kom ek uit by die dinge dat ek nie net weet van die Heilige Gees nie, maar 'n pad stap met die Heilige Gees? So ek gaan 'n paar goed vir julle noem nou en dan gaan ons begin om daarmee te loop. 'n godsdienst te beoefen in plaas van 'n verhouding. Nie in eie krag nie, maar die Heilige Gees krag toelaat om te werk in my lewe. Nie deur krag of geweld nie, maar in die Gees van die Here. Jy kan nie dinge bou wat net God kan bou nie. OK, so dis die goed wat ons moet antwoord vanmôre. As jou lewe op 'n plek is dat jy alles self doen en alles self bou en alles self wil doen, dan sit jy op 'n verkeerde plek, want dan laat jy nie die Heilige Gees werk in jou lewe nie. OK, so ons moet uitkom, wat moet ons doen om die Heilige Gees te laat werk in ons lewe? En die eerste ding wat ek met julle wil deel, is verwelkom God se teenwoordigheid. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in my house. Good morning, Holy Spirit. Hoorie broer en suster, weet jy nie, Benny en ek weet daar baie stories en goed wat gebeur het later jare, maar daai man het 'n boek geskryf, Good Morning, Holy Spirit. And it touched my heart, it touched my spirit. En dit het 'n deel geword van wie ek as pastoor was deur die jare, want ek het geweet, sonder u Gees kan ek nie lewe nie. Halleluja. Ons weet die Heilige Gees is daar, maar ons groet hom nie eers elke dag nie. Wie groet die Heilige Gees elke dag? Sien julle? Weet jy, as jy jou oë so oopmaak in die oggend, wat doen jy? Ek wil gou vir julle dink wat ek dink 90% mense doen. Hulle steek hulle hand so uit. Dan vat hulle so 'n dingetjie met 'n skermpie. Sien my nou? Hier sê die duiwel. Doen my nou guns hierdie week, broer en suster. En voor jy jou hand uitsteek na daai selfoon sê goeiemôre Heilige Gees. Good morning, my Holy Spirit. Jy eet oor my die wag gehou vandag, hè? Ja, u het gekyk dat ek asem nog haal en my asemhaling goed is. Hy het dit gedoen, het jou opgepas in die nag. Hy was by my
toe ek 'n slegte droom het, toe troos hy my toe ek wakker word. Hy kyk selfs na my niere in die nag. Wanneer jy ouer word, kyk jy meer na jou niere. Ja, hardloop so 'n bietjie meer. Is dit? Ja, okay, dis ook 'n eina daai, dis ook 'n eina. Hy hou die hele nag my asem in sy hand en dan kan ek nie eens vir hom môre sê nie. Dis deel van verhouding of net 'n godsdiens. Dis hoekom mense Sondag kom en hulle verstaan nie hoekom die pastoor so mal is hier nie. Of hoekom hierdie span hier voor so 'n anointing het nie. Want ons sê môre Heilige Gees. En in die dag, Heilige Gees, wat moet ek hier doen? Heilige Gees, wat moet ek daar doen? Okay. Ek en Don, nee, ek gebruik haar so baie as voorbeeld. Sy gaan nog eendag in die hemel vir die Here sê, hoekom het hy my so baie gebruik? Maar weet jy nie, toe u net getroud was, jy kon jou vroukie opeet. Is dit waar, hè? Jy kon nie genoeg van haar kry nie, man. Jy was mal oor haar. Weet jy wat kom ek agter die laaste tyd? Huh? Dat ek en Don het so gewoond geraak aan mekaar, ons sê nie eers vir mekaar dadelik môre nie. Môre my liefie. Huh? Ja, is nou te laat. Wat ek probeer sê, onthou jy toe jy tot bekering gekom het, hoe lief was jy vir God? Ek kon nie wag om met hom te praat nie. He? En hoe het ons verkoud geword, dat ons nie meer weet om essence, is het essence, na die Here te stuur nie. En incense, ekskuus julle, okay, maar nee, ek weet nou nie, julle weet waarvan ek praat nie. Halleluja, halleluja. Kom ons lees gou 2 Korintiërs 13. Is u lief vir die Here? Is u nog opgewonde? Okay, kom ons kyk gou. En die genade van die Here Jesus Christus is altyd met ons. Weet jy sy genade is groot oor jou? En die liefde van God, weet jy God is lief vir jou? Sê 'n bietjie daar vir jouself, God is lief vir my. Halleluja. God is lief vir my. En die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle, party van julle. Almal. En dan sê die Here iets. Amen. Hy sê ek bevestig is die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Halleluja. Prys die wonderbare naam van die Here. Hier gaan ons. Die Heilige Gees is nie net vir bidtyd nie. Die Heilige Gees is nie net daar wanneer jy jou bidtyd met die Here het nie. Die Heilige Gees is daar vir die hele dag en alles wat jy doen. Dis 'n gedeelde lewe met 'n ander persoon. Dis wat verhouding is. Ek en Don deel 'n lewe saam. Die Heilige Gees is binne in jou, wanneer jy hom aangeneem het as saligmaker, as jy Jesus aangeneem het. En hy leef met jou 'n gedeelde lewe. So, is dit beter om sy wyshede te wil hê voor jy besluit te neem? Daar's net 1 of 2, maar hulle, nee, ek gaan maar my eie kop volg. Ek sal maar my kop stamp. Huh? Jesus, help ons, o Here, U is daar vir ons. Prys die naam van die Here. Gedeelde lewe met Jesus. Deel alles met die Heilige Gees. Voor jy iets doen, deel met hom. Klein, konstante dingetjies. Weet jy nie, begin met die Here, jy hoef nie nou net die grootste dinge met hom te deel nie. Deel met hom die kleinste dinge. Ag, liewe Jesus. Dis nie my vrou nie, hoor. My vrou of my man het nou weer sy tandeborsel daar so vuil, die wasbak vuil gelos. Here help hom, cleanse him, help him, Lord. Ja, Here help ons almal. Die verskil tussen hom eenmaal per week ontmoet. Dink jy daar's mense wat hier sit wat hom net 1 keer 'n week ontmoet? Verseker so.
die verskil tussen om hom een keer 'n week te ontmoet en in die res van die week vir hom gunstietjies en gawietjies te vra. Ek gebruik hom net wanneer ek hom nodig het. Weet jy wat, die Here het my oor die vingers getik die week. Die Here het my, tik die Here partykeer julle oor die vingers, die Heilige Gees, tik julle. Ek sê vir die Here, ek kan 'n pastoor 'n belydenis hê. Ek het hierdie week minder gebid. Ek het nie my Bybel saamgevat Wildtuin toe nie. Goed, kyk hierdie oom, hy kyk vir my pastoor. En dis 'n broer se skuld. Hy het eendag vir my 'n broer wat in die ander gemeente was, het vir my gesê, pastoor, jy gaan nou met vakansie nie. Los alles in jou Bybelhok. Maar weet jy, terwyl ons daar is en ek minder bid en nie lees nie, sê die Here vir my, maar jy het daar 'n bietjie vermetel, jou mannetjie. Jy vra die hele tyd vir my om vir jou luiperds en leeu's en allerlei goed te wys, maar jy kan nie met my praat soos wat jy altyd met my praat nie. Wat is jou storie? Here Jesus, in plaas daarvan om saam met hom te bly, in sy huis wat jy is, elke dag met hom te wees, gedeel in mekaar se genietinge, en Sondag sê jy vir hom, Heilige Gees, ek en u het sulke wonderlike tye die week gehad, kom bietjie saam met my kerk toe, dan gaan ons saam met al die ander wat jy ingebly het, en ons gaan loof 'n bietjie die Here se naam. Dis die verskil tussen 'n leefwyse en 'n godsdiens. Godsdiens kom jy Sondag met jou dassie en jou baadjie aan hier, en jy kom sê, hallo Here, dankie vir die woord, maar hallo, goodbye. Die volgende ding, so die eerste ding is, verwelkom die Heilige Gees. Die volgende ding is, bestudeer die woord van God. Die Heilige Gees praat nie net met jou mind, hy praat net met jou mind as dit gevul is met God se woord. Hoor nou mooi, ek sê vir u verskriklike belangrike ding. Die Here se Gees pluk nie iets uit die lug uit en sê vir jou, hier's dit nie, jy het dit nou nodig, jy's nou in 'n krisis nie. Jy lees sy woord kom sit in jou gees, sy woord is daar partykeer nie 'n rema woord nie, maar wanneer jy die krisis het, wanneer jy in die omstandighede is waar dit vir jou moeilik raak, dan sê die Heilige Gees, hier's die rema woord nou. Dis die woord wat jy nou nodig het, want jy's in 'n krisis. Ons het dit gesien met my moeder terwyl sy op 'n sterfbed gelê het. Die Heilige Gees gryp nie goed uit die lug nie. Nee, hy gebruik wat in jou gedagtes reeds gelees is toe jy die woord bestudeer het. Weet jy, wie van jy onthou nog goed toe jy 'n klein seentjie was wat jy uit die Bybel gelees het? Ja, ek onthou goede, dank die Here dat ek so lief was vir die woord van die Here. So ek lees goede en dan onthou ek, want Jesus sê hy sal julle dinge leer. Jesus sê die Heilige Gees sal julle dinge leer en dinge in herinnering bring. Is die woord te diep vir julle vanmôre? In herinnering bring. Halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons lees gou. Johannes 14 vers 26. But the comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, dis alles wat die Heilige Gees is. Hy's baie meer as dit, maar dis wat hy is. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf, he will teach you all things. Dis wanneer jy in die Bybel woord begin inpak vind en die Here begin jou in sy woord leer, he'll teach you all things and bring to your remembrance everything I have told you. Alles wat in die Bybel is, wanneer jy dit nodig het, dan gee hy vir jou die regte goed op die regte tyd. OK, ek hoop julle verstaan dit nou. Dankie Here, ek verstaan dit, ek hoop hulle verstaan dit. Maak dit vas in hulle gedagtes vanmôre. Loof die Here se wonderbare naam. As jy niks gelees het nie, gaan jy niks onthou nie. Verskriklik. As jy nie jou Bybel lees nie, ek wil amper vir julle sê, die woord, daar's kerke wat net woord gerig is. En daar's kerke wat net Heilige Gees gerig is dit waar? If they're not together, they can't work.
Because they need each other. Want die woord is Jesus Christus en die Heilige Gees is die Heilige Gees. En die Heilige Gees gebruik wat Jesus sê. Here, maak hierdie goed vir hulle oop, halleluja. U het vir my oopgemaak, help hulle, dat dit oop word vir hulle. Bybel lees is verhouding. Bybel lees is nie navorsing nie. Daar is 'n verskil om iemand se briewe te lees. Luister nou baie mooi, ek stempel die stempel vir jou op hierdie wat ek nou gesê het. Daar's 'n verskil om iemand se briewe te lees as inligting. Om iemand se briewe te lees uit liefde. As jy nie die Gees van God, as jy nie God lief het nie, jy het nie vir Jesus lief nie, jy het nie die Gees van die Here lief nie, dan gaan jy die Bybel uit liefde lees nie, jy gaan die Bybel amper uit dwang lees om inligting te verkry. Maar as jy Jesus lief het, lees jy die Bybel uit liefde. Ek onthou, jare terug, het Don vir my, sy het vir my sulke bokse, ons het dit nou nog in die garage, bokse liefdesbriewe geskryf. Sy kon mooi woordjies vir my skryf hoor. En dan eet ek daai briewe op. Het jy al 'n brief opgeëet? Jy kan nou nie die selfoonbriewe meer opeet nie, maar ek het amper, ek kan nie genoeg van daai brief, ek lees daai brief 3, 4, 5, 6, 7 maal, 8 maal, tot die volgende een kom, lees ek hom elke dag oor tot die volgende een daar. Is dit waar? En toe later raak ons gewoond en ons gee nie mekaar meer briefietjies nie. Eina. Dieselfde woorde, verskillende betekenis. Inligtingsbriewe of liefdesbriewe. Jy kan presies dieselfde lê, maar vir die een wat lief het, beteken dit heeltemal iets anders. Kan nie amen daarop sê. As jy God lief het, sal jy lief wees vir sy woord. Prys sy wonderbare en sy heilige naam. Ek moet Bybelbeloftes begin leer ken. Ek wil hê jy moet gaan, al begin jy net 'n paar Bybelbeloftes leer ken. Wat is een van my so mooi? Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Wanneer jy in 'n krisis is, watter mooier woord as wat die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat 'n wonderlike belofte is dit, as jy in 'n krisis is, prys die wonderlike naam van die Here. In 'n krisis bring die Heilige Gees dit wat in sy woord gelees is, in herinnering, sê herinnering. O Here, ek weet U is lief vir my. Hoeveel keer sê die Here nie in die woord, hy's lief vir ons nie, hè? Jy kan gaan duisende plekke kyk, en sal hy sê hy's lief vir jou. Wanneer jy in 'n krisis is en jy weet, en jy sê vir die Here, Here, dankie dat U woord vir my sê, U is lief vir my. Gaan jy worry oor goed wat met jou gebeur, wanneer jy weet, die skepper van die hemel en aarde, wat alles in sy hand hou, is lief vir jou. Ek kan nie wanneer ek in 'n krisis daar by my werk is of iets, die Bybel gryp en sê, nou moet ek eers soek van 'n krisis, dat ek dit gou kan kry nie, om gou die duiwel hier aan te spreek nie. Die woord moet in jou hart wees om te sê, daar staan geskrywe, jou vyand. Jy kan nie my hoor nie, want die Here sê in sy woord, ek is 'n geseënde, ek is 'n gesalfde, ek is 'n anointed one of the Holy Spirit of God, hallelujah. Ek is God se, prys die naam van die Here. U is lief vir my, en ek sal nie bo my kragte versoek word nie, ja? Dis belofte. Saam met die versoeking sal ek die uitkoms gee, halleluja. Moenie vrees nie, want ek is met jou. Efesiërs 4 vers 17, die woord is die swaard van die Gees. Dit is my so uitgestaan weer, die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet dit aan julle in herinnering bring, dat hy is die swaard van die Heilige Gees. Okay, die Bybel is die swaard van die Heilige Gees. Is jy by my? Die woord en die Heilige Gees gaan saam, kan nie sonder mekaar nie. Die swaard is aktief.
Wie se swaarde lê so skulde die heel week op die rak? Ja. Jy moet daai swaard elke dag optel. Wanneer jy gesê het, good morning Holy Spirit. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die naam van die Here. Daar staan geskrywe. Vyand, daar staan geskrywe. Weet jy wat? Ja, pastoor, maar die duiwel ken ook die Bybel. Hy ken die duiwel as 'n resitasie. Hy ken nie die Bybel met die krag van die Heilige Gees nie. Dis die verskil tussen die Bybel ken soos die duiwel hom ken en die Bybel ken soos wat die Here se gesalfde kind van hom ken. Jy ken hom en jy's gesalf met hom. Prys sy wonderbare naam met sy Heilige Gees lei jou. Okay, ek is aan die gang. Die volgende een is in gehoorsaamheid op te tree. In gehoorsaamheid voor jy optree. Om in gehoorsaamheid op te tree of in gehoorsaamheid te wees voor jy optree. Want gehoorsaamheid op te tree as dit te laat is, dan help dit nie meer nie. Julle, ek kan vir julle 'n paar goed sê wat met my gebeur het hierdie week, wat ek opgetree het voor ek gehoorsaam was. Ons doen soveel keer dinge voor ons dink, en die Heilige Gees kans gee om ons reg te lei. Het jy al 'n oproep gekry, en voor jy nog eers weet wat dit is, nee, skel jy die mense. Het jy al geweet hoekom 'n ou voor jou dalk ingery het? Maar jy skel hom, hoor jou vark, jou padvark, jy nou weer hier voor my ingery. Miskien was hy in nood. En as hy 'n probleem was, sou die Heilige Gees vir jou gesê het, moenie met hom hard wees nie. En nou vir my. Here, help my. Voor ek 'n besluit neem, Heilige Gees, het ek die toestemming om daai kontrak te teken. Het ek die toestemming om daai ding te gaan doen wat ek daar doen. Weet jy broer en suster, die Heilige Gees wag nie op jou tot jy reg is nie. Wanneer jy wandel met die Heilige Gees, nee, sal die Heilige Gees vir jou sê watter mense om te help op die regte tyd. En as jy verby hom gery het, het jy jou geleentheid gemis as jy dit nie gedoen het nie. Maar jy moet in lyn wees met die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet jou leer. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Galasiërs 5 vers 25. Lees gou saam met my. As ons, sê ons, deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Daar's 'n verskil om deur die Gees te lewe en met die Gees te wandel. Daai twee loop saam. As jy in die Gees lewe, dan moet jy ook doen wat die Gees sê. So dan moet ek loop waar die Gees lei. Is jy by my? Ek is amper klaar, julle. Jy kan in die Gees lewe, maar agter of voor die Heilige Gees beweeg. Ek wil gou hê julle moet iets sien. Jare terug het ek gepraat oor iemand wat agter die Heilige Gees beweeg en dan te ver agterbly. Jy begin saam met die Heilige Gees wandel en dan het julle al gehoor van voete sleep. Later hierdie oorlog saam met die Heilige Gees bietjie wild, nee, gaan bietjie voete sleep. My broer en my suster, ek was 'n jong seun, toe ek 'n prefek in die skool. En my broer en suster was ook in die skool. En dan het my pa het partykeer oorgeslaap, want in die bediening daai tyd was baie erg. Kyk, as jy nie besoek nie, nee, sny hulle jou keel af. Nou is hulle weg, nee, nou is ons alleen daar by my ouma bly by ons. En nou die volgende oggend, dan moet ek hulle skool toe gaan. Maar François en Marlies was nie baie lief vir die skool nie. En dan besluit hulle nee, maar nou is ek haastig, ek is 'n prefek, ek moet voor die tyd daar wees om die goed te doen wat die skool vir my sê om te doen. Nou weet hulle dit, nou sleep hulle voete. Nou bly hulle agter, dan sê ek vir hulle, kom julle, kom!
Nee, gaan maar, ons sal nou daar wees. Dan die eerste pauze, dan sê die op die luidspreker, sal Alwyn Forshey asseblief na kantoor toe kom? Dan gaan ek soontoe, dan sê die meneer, gaan haal jou boetie en jou sussie, jou ouma het gebel, en sê hulle sit daar agter die muur. Voete sleep, of voor die Heilige Gees uit hardloop. Dis twee dinge. Voete sleep en te ver agterraak, of hardloop voor die Heilige Gees en doen voordat hy sê wat jy moet doen. Nou, die laaste. Wat moet ek doen dat die Heilige Gees met my kan stap elke dag? Bely jou sondes elke oomblik. Hoor nou gou mooi, my broer en my suster. Hierdie klink nou vir jou so snaaks, nee. Maar ek wil vir jou sê vanmôre, moenie sonde laat ophoop nie. Dit raak al hoe moeiliker wanneer daai sonde jou al so plat gedruk het, nee, dat jy nie meer asem kan kry nie. Hanteer sonde dadelik deur vergifnis te vra. Hoe langer sonde ronddra, hoe swaarder die las. Hy klou eintlik, wie weet wat is statiese elektrisiteit? Het jy al gesien hoe klou goed aan statiese elektrisiteit? Het jy gesien? Sonde klou aan sonde. As jy eers sonde het, dan kry die ander sonde so 'n lekker vatplek op die sonde. Hy's staties. En dan sit hy op jou, dan maak hy jou so moeg, dat jy kan nie vorentoe beweeg nie. Want met sonde in jou lewe, sukkel jy om hierdie lewe deur te gaan. Dit maak jou moeg. Sonde is 'n gemors. En dis waarvoor die Here gekom het. En dis waarvoor ons aan die tafel gaan sit vanmôre. Want hy het al ons sondes en ons laste gedra. Sonde clouds the mind. Het jy al gevoel, ek kan nie behoorlik dink nie. Jy dink te veel sonde en gemors. Onbeleide sonde maak ons doof vir die stem van die Heilige Gees. Jy raak later so net dat jy nie meer die stem van die Here kan hoor nie. En nou kom die Here Jesus en hy sê, grieve not the Holy Spirit. Efesiërs, eintlik Paulus, Efesiërs 4 vers 30, het ek dit daar? Grieve not. En bedroef nie, sê saam met my, kom lees saam met my. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Moenie die Gees wat jou verseël tot die dag wat die Here Jesus jou kom haal, seermaak nie. Don't grieve him. Mens kan nie iemand grieve as jy nie in verhouding met hom is nie. Weet jy, ek kan nou vir iemand sommer daar in die pad gaan sê, jou lelike ding, nee. Dit gaan miskien om so 'n bietjie vat, maar ag man, wie is jy in elk geval, ek ken jou nie eens nie. Maar gaan doen jy dit nou met jou vrou? Want jy's lief vir haar en sy's lief vir jou. So as jy haar grief, dan is die seer daar. Want sy weet jy's besig om die verkeerde te doen. Die Heilige Gees sien ons doen die verkeerde. En omdat hy sien, maar jy, as jy aangaan met hierdie pad wat jy loop, gaan jy jouself vernietig. Is hy hartseer. Is julle nog hier? Okay. Dan luister in stilte en ek sluit af. Stilte voel nie. Stilte, wie hou van stilte? Okay, daar's jong mense. Jessie. Het jy al gevoel stilte voel nie produktief nie? Dit voel as ek stil is, dan doen ek eintlik niks nie. Is dit so? But it's in the still small voice of God wat hy die lekkerste aanraak. Wanneer sy Heilige Gees jou aanraak. Silence is not always absence. Hoor nou mooi. When all the noise can't help you anymore, allow God's silent Holy Spirit voice to help you. Hy vertroos jou. En dan wag in stilte na jy gebid het. Wie sê die laaste bid? Here Jesus, goed, baie dankie, ons het nou lekker gesels. En goed, ek gaan nou amen. En dan staan ek op en ek loop.
Doen jy die laaste woord altyd met jou vriend wanneer jy sê, hoor hier so Donnie, so gaan ons nou vandag daai kant toe ry? Verstaan nie nou wat ek sê? Ek moet ons nou wag laat sy sê, ja my man, ons gaan nou soontoe gaan. Dis reg my man? Jy sê vir die Heilige Gees, okay Heilige Gees, dankie, ek het nou vir jy gesê wat, goodbye. Gebed is nie 'n message wat jy vir God stuur nie. Gebed is 'n gesprek met God. En jy wag dat hy jou laaste terugantwoord as jy jou laaste gesê het. Is dit reg so? Prys sy naam, it's conversation. Jou laaste. Psalm 143 vers 10. Kom ons lees gou. Leer my, sê leer my, om u welbehaag te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. Ek het nou gewonder oor hierdie gelyk land, want my land het nou die laaste tyd nie so gelyk gevoel nie. Is julle lande voel dit baie keer nie so gelyk nie. Maar dis eers wanneer jy in die rus van God ingaan, wanneer hy dit klaar wat dit so gegaan het, gelyk gemaak het, daai plek, dis waar dit lekker is as hy jou lei. Want dan is jy in sy vrede, en sy liefde, en sy genade. Prys die naam van die Here. Kom ek sê net 1 of 2 goed, en dan sluit ons af. Teaching vat tyd. Leading, if you want to be lead, you must be willing to go. And then you must follow the pace of the one that leads. Is dit mooi? Romeine 8 vers 14, dan is ons klaar. Want almal, sê almal, wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Is die God se kind. Kom ons luister net gou ietsie. Dis wat nou gebeur het nou, as jy dit toegelaat het. Hierdie 1 minuut dingetjie wat ek nou vir jy speel, is wat gebeur het terwyl ek preek, as jy dit toegelaat het. OK, kyk of jy dit toegelaat het. It's his work in you to sanctify you. It's his job. It's his business. It's his privilege to keep on molding you till you look like Jesus. He's making you holy. Okay? Which means the things you used to be comfortable with before you came to know Jesus Christ, you probably won't be comfortable with anymore. You're going to be sitting in that movie. You would have always gone to see a movie like that, but now there's something about those scenes that just don't sit easy with you. You just get a little hot and bothered. You're like, you know what? I don't think I'm supposed to be up in here. You feel convicted. Or that conversation with that group of friends, y'all always talk like that. It was always all that gossip going on one to the other, and you just participated because it was no big deal. But now there's just something about it that just, I don't feel like I'm supposed to be a part of this conversation. There's something about that relationship that you were in with that other person, and there's something about it that seems immoral. It seems like you're going off track, and it just doesn't feel anymore like this is the place where you are supposed to be. Don't fight what it is that the Holy Spirit is trying to strip away. Stop holding on so tight. He's trying to make you look like Jesus. I was reading the Hallelujah. word, but I wasn't Hallelujah. really understanding the word the way I should Hy have. wil jou And it's meer trial soos and error. Jesus I mean, laat when lyk. you're first doing your walk, it's really hard to Ons gaan die nagmaal bedien vanmôre. En ek wil nie jy moet sien dat ek die preek afsluit nie. Ek gaan aan met die woord in die nagmaal vanmôre. En ek wil hê ons susters wat vir my help bedien, dat jy asseblief na vore sal kom.